Vriende, gaan vra dat ons net 'n paar oomblikke sal stil word, ons hoofde buig, ons harte stil maak voor die Here, dan gaan ons net saam bid. Ons Vader, ons dink aan daardie pragtige lied wat sê, wie maak die reën, wie maak die dou, wie maak die heerlike sonskyn? Luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Die tweede vers sê, wie red 'n siel? Wie maak hom vry? Wie skenk die ewige lewe? Luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Vader, dankie vir Christus, die gestuurde lam, die sondelose volmaakte wat na hierdie wêreld gekom het, wat in tyd gekom het, wat onder mense kom woon het, om 'n eenmalige verlossing aan die kruis te bewerk. Die een wat as onskuldige lam geslag is, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, dankie vir die Heilige Gees. En alhoewel ons nie vanmôre die Gees se werking met ons blote oog kan sien nie, sê u woord dat u in ons midde teenwoordig is en dat u in ons werk, om te wil sowel as om te werk na u welbehaag. Ek het vanmôre daaraan gedink, toe ek in gebed voor u stil was, dat daar geen liefde in my hart vir u sou wees, as u dit nie kon bewerk het nie. Daar sou geen haat vir sonde gewees het, sou u dit nie in my hart kon werk het nie. Daar sou geen begeerte gewees het na die redding van siele, as u dit nie deur u Gees in my hart kon werk het nie. Daarom, Here, is die volle omvang van ons verlossing iets wat u begin, wat u in stand hou en wat u sal voleindig. Daarom loof en prys ons u wonderlike naam, want wie is daar soos u, Here, onder die gode? Here, wie is soos u, verheerlik in heiligheid, in roemryke dade, een wat wonders doen. O Here, wie is soos u? Dink so aan die deursnee kerke van vandag, wat dink dat as iemand nou gesond word, is dit 'n wonderwerk, of as iemand se been langer word, of hulle finansies word herstel, of dis 'n wonderwerk. Here, ek dink ons tas in die donker rond, wat die grootste enkele wonderwerk is, wanneer u 'n sondaar uit die duisternis oorbring, na u wonderbare lig. Die kerk het sy fokus verskuif na wat mense se begeertes is, in plaas van na Christus, want hy is die een wat vervulling en verlossing en sin en doel bring aan hierdie lewe. Augustinus, die groot kerkvader, het dit so mooi gesê, man's soul is restless until it find rest in thee. Vader, dankie vir Christus, en dankie vir u Gees wat ons lei na Christus, en ons lei in die volle waarheid. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie geleentheid, dankie vir elke liewe een wat hier is, van die jongste tot die oudste. Ons dank u, dat nie een hier ingestap het per toeval nie, maar dat u dit beskik en bepaal het, in harte gewerk het, dit moontlik gemaak het, hulle veilig bewaar het, sodat ons vanmôre eer kan bring aan u. Ek dank u vir elkeen wat weergebore is, wat vanmôre hier sit, wat lief is vir u, en Here, deur hulle werke en deur hulle dade wys hulle dat u 'n goeie werk in hulle begin het. Ons bid vanmôre vir hulle wat hier is, wat u nog nie ken nie, dat u genadig en barmhartig sal wees, en Vader, dat u vir hulle ook 'n werklikheid sal word deur die Seun, wat vergifnis en verlossing bring. Ons bid vanmôre vir ander gemeentes wat met u waarheid besig is, dat u hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëning in Christus Jesus ons Here. Want Vader, dit gaan nie oor ons gemeente per se nie, maar dit gaan oor die kerk van Jesus, oor die lengte en breedte van hierdie land en wêreld. En mag daar vanmôre ook in die heerlikheid van die hemel vreugde en blydskap wees, wanneer sondaars hulle tot u bekeer. Ek bid ook nou vir vanmôre se erediens, waar ons gaan stilstaan by ons gedeelte in Genesis 18 en 19, dat u vir my groot wysheid sal gee vir hulle wat moet luister, wysheid en insig, genade, dat ons die waarheid van die woord kan hoor en bereid kan wees, om dan ook te gaan doen wat u van ons vra. Ons het nodig, Here, om die verderf te werk in ons tyd, maar ons moet dit doen met die liefde van Christus, in sagmoedigheid, met nederigheid van hart, sodat ons ook rus vir ons siele kan vind. Dankie vir u waarheid wat onfeilbaar is, onveranderlik is, en mag die waarheid van u woord 'n landingsplek vind in ons harte, tot eer van u heilige naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen.
Ons is besig met die reeks boodskappe van die boek Genesis, en dan so alternatiewe Sondag preek ons 'n bietjie uit die boek Psalms, en dan so as daar sekere sake na vore kom waaroor ons met die gemeente moet praat, dan preek ons daaroor. Vanmôre sal ons aangaan met ons reeks boodskappe van die boek Genesis. Vanmôre en volgende week gaan ons bietjie praat oor die gedagte van die sonde van Sodom en Gomorra. Vanmôre se boodskap gaan ons bietjie praat inleidend, volgende week oor hoe kan ons hierdie mense begelei in die waarheid van God se wonderlike woord. Nou, jy moet maar verskoon, hier en daar gaan ek die bril aansit en afhaal. My manuskrip is op 16 gedruk. Nou moet jy weet hoe vinnig my oë agteruit gegaan het. Ek dink maar as die beligting. Ek dink is maar eerder die beligting. Ek is nog redelik jonk, ek dink so. Maar so ek sukkel so 'n bietjie om altyd te sien waar ek lees en wat ek doen. Dis hoekom ek ook die skriflesing vir u op die bord altyd sit. Wonderlik om ook God se woord so saam te lees. Ek lees uit die standaard vertaling of dan die 53 vertaling van die Bybel. En kom ons val weg. Ek gaan 'n paar verse lees uit Genesis 18, paar verse uit Genesis 19 en dan gaan ons vanmôre praat oor die gedagte van die sonde van Sodom en Gomorra. Genesis 18, u sal onthou dat Christus by Abraham aangekom het, saam met die manne, en die Bybel sê vir ons dat hulle geëet het, en toe het Christus dan, die Bybel praat van die teofaniese openbaring van Christus, waar Christus in die Ou Testament van tyd tot tyd vlees aangeneem het, en dan ook verskyn het aan sekere van hierdie heiliges in die Ou Testament. U kan gaan lees op 'n stadium aan Josua, ek het al daaroor gepraat. U is baie welkom as u na die oordenking ook wil luister, maar is die teofaniese openbaring van Christus. Kom ek lees vir u, dan sal u ook sien met wie Abraham hier praat en in gesprek is. Daar staan, ek wil neerdal, dit is Christus wat praat, en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Toe die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here, H-E-R-E, hoofletter, die verbondsgod van die Bybel, wat hom geopenbaar het aan Abraham. Vers 23, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdiges saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar, terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En u ken die gesprek verder dat Abraham met die Here gehad, 45, 40, en so het aangegaan, doordat Abraham geswyg het, omdat God regverdige, genadige en barmhartige God is. En nou sien ons in Genesis 19 dat die engele gegaan het na hierdie stad om vir Lot en sy vrou en sy kinders uit te haal. Die Bybel sê dat daar was hierdie aarseling gewees van Lot en van sy vrou, en op 'n stadium het sy vrou omgedraai en sy het in 'n soutpilaar verander. En mense het my nou dag gevra, hoekom 'n soutpilaar? Deuteronomium 29:29. Die verborge dinge is vir die Here ons God. Ek weet, en die Bybel verklaar dit nie vir ons nie. Die feit is, sy het in 'n soutpilaar verander. En nou sê die Bybel in vers 24, en die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer, en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek, soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonagtig was. Nou vriende, ons gaan vanmôre met u praat uit vers 24 en 25 van Genesis 19, en die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer in die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En ons gaan vanmôre met u praat oor die gedagte, dis deel 1 van 2 boodskappe, die sonde van Sodom en Gomorra, die sonde van Sodom en Gomorra. Nou vriende, as ons vanmôre met u gaan praat oor hierdie baie besondere tema, die sonde van Sodom en Gomorra, dan wil ek begin deur te sê dat ek dink daar is alreeds mense wat baie ongemaklik voel met die
tema wat ek vanmôre aangekondig het, en dit vir die meeste 'n steen des aanstoot sal wees, want u sien, vir die meeste mense is die woordjie sonde 'n taboe in ons dag en tyd. Mense wil hulle nie self sien as sondaars nie, en hulle wil ook nie hoor dat die Here seker dinge gedoen het as gevolg van die sonde van die mense nie. U sien, die meeste westerlinge wil eerder praat oor foute wat ons begaan, of miskien alternatiewe leefwyses, of swakhede, of tekortkominge, voorkeure, eie keuses, en daar is niks fout as ek goed voel oor wat ek doen nie. Dit hoor ons elke dag, en mense wil nie meer praat oor sonde nie. Nie kerke nie, nie onderwysers en onderwyseresse nie, nie dosente op kweekskole nie, nie lektore op universiteite nie. Niemand wil praat meer oor reg en verkeerd, en die verkeerd as sonde uitwys nie. Want u sien, die woordjie sonde bring 'n ongemaklikheid by ons. Daar is so ietsie wat hier binnekant gebeur, wanneer ons hoor, dit wat jy doen is verkeerd, en dit is sonde, omdat God so sê. U sien, hierdie groot saak is baie belangrik, en ons moet dit vanmôre dan ook raak sien, dat die Bybel vir ons baie duidelik leer, dat sonde is om God se wet te oortree, en mense hou nie van die woord sonde nie. Vriende, as skepper God, haat die Here sonde, en ons sien dit alreeds daar in Genesis, die 3de hoofstuk. Wat gebeur in Genesis? Die Here skape alles, hy sê dit as baie goed wat hy geskaap het. Hy gee die opdrag aan Adam en Eva, soos ons reeds gesien het, in ons reeks. Die Bybel sê Adam en Eva willens en wetens oortree God se wet, en vir daardie enkele sonde wat hulle gedoen het, is hulle uit die tuin van Eden gewerp, want God haat sonde. Sonde is rebellie. Nou sê baie mense, wat het hulle geëet? Was dit 'n appel, was dit 'n peer, was dit 'n piesangboom? Ek weet nie. Dit gaan nie oor die boom en die vrug nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid teenoor ongehoorsaamheid. God sê, en hierdie mense doen net die teenoorgestelde. Ons lees 'n paar hoofstukke verder in Genesis, die 6de hoofstuk, van die wêreldvloed in die tyd van Noag. Die Bybel sê die goddeloosheid het so vermeerder, dat die Here besluit het om 'n einde te maak aan alles, en hy spaar vir Noag, sy vrou, hulle 3 seuns met hulle vroue. En die Bybel kom leer ons, dis hoe God sonde haat. Die Here het nie die mens verdelg oor 'n paar foutjies wat hulle gemaak het, of alternatiewe leefstyle wat hulle aangekweek het, of dat hulle goed gevoel het oor wat hulle gedoen het nie. God sê, hier is my wet, hier is my gebod, as jy dit oortree, sal daar gevolge wees. Ek wil amper sê, die klimaks van God se haat vir sonde sien ons op Golgotha se heuwel, waar God sy eie seun verbrysel het, om vir ons te wys dat hy sonde haat. Die kerk deesdae verhef God se liefde, en God is liefde. Ek stem 100% saam, hy's genadig, hy's barmhartig, maar hy's ook 'n regverdige God wat vir ons sê, hier is my volmaakte wet. As jy hierdie wet oortree, staan jy skuldig, en die skuldige moet gestraf word. Christus is die een wat in ons plek die skuld kom dra. Aan die kruishout betaal hy vir ons sonde. Elkeen wat weergebore word, sê die Bybel, hierdie vloek van ons sonde is aan die kruishout deur Christus gedra. En daarom is het belangrik dat ons vanmôre sal sien, hoe 'n geweldige probleem sonde in die wêreld is, en dat ons by Christus moet uitkom, as ons sonde vergifnis wil ontvang. Sonde in sy eenvoudigste definisie is om God se wet te oortree. God sê, en ek doen iets anderste. God se gebooie is my neergepen, en ek leef lynreg teen dit wat die Here sê. Sy verordeninge is daar, en ek verontagsaam dit. Ek sê, soos daardie ou baie bekende liedjie sê, I will do it my way. Okay, ek dink dis seker waar die versekering my way vandaan kom, né? My way. En dis die probleem van ons tyd, is mense wil nie verstaan dat God die een is, wat geskaap het, en hy die volste reg, om vir ons te sê wat is reg, of wat is verkeerd nie. En nou vriende, is seker die ergste van alles, ons almal is skuldig aan sonde. Ons word sondaars gebore. Van geboorte is ons geneig tot die sonde. Luister, my en jou sonde maak ons nie sondaars nie. Ons word sondaars gebore, daarom doen ons sonde. Jy sien, baie mense sê, maar ek is nie so sleg nie,
ek doen hier en daar ietsie verkeerd, en dan probeer ek die gedagte altyd by hulle tuis bring, luister, jy en ek word in vyandskap gebore teenoor God, sondaars gebore, sy toorn is van ons geboorte af oor ons. En daarom het ons nodig dat ons sal sien wat die Here se woord vir ons wil kom sê. Omdat mense die woordjie sonde hoor, is daar onmiddellik hier in hulle hart die skuldgevoel, die gedagte van, ek staan skuldig voor God en ek gaan eendag voor hom rekenskap gee. Daarom soek ons alternatiewe definisies en woorde en verwysings na sonde. Wat is sonde? Ek het vir u gesê, dis om God se wette oortree, sy gebooie, en kom ons noem 'n paar. Om te lieg is sonde. En ek het eendag in 'n erediens die vraag gevra, om te lieg sonde, altyd sonde. En een tannie sê, nee, nie altyd nie. Daar is daarom so 'n paar keer dat ons by die agterdeur kan uitglip. En ek het bietjie met haar gaan praat na die tyd, en ek kom agter dat sy deur haar werkgewer gedruk was in 'n rigting om te lieg ter wille van die posisie wat sy moet behou. Luister vriende, om te lieg is sonde. God sê so. Om te steel is sonde, om te hoereer is sonde. Wie sê so? God sê so. Dis die groot probleem van ons dag. Mense sê, wie sê dis sonde? God sê dis sonde. Wie is God? Hy is jou skepper. Hy is die een wat jou suurstofbottel in sy hand hou vanmôre. Hy is die een wat vir jou oë gee om te sien, oor om te hoor, suurstof om in te asem. En die Bybel sê vir ons dat hy die een is wat die volste reg het om vir ons te sê wat reg en verkeerd is. Kwaadpraat is sonde. Om seksueel te oortree voor en buite die huwelik is sonde. Om bedrog te pleeg is sonde. Luiheid is sonde. Homoseksualisme is sonde. Aborsies sonde. Dronkenskap, toorn, woede, laster, skandelike taal uit jou mond. En ons kan 'n lys maak van die dak af tot op die grond en terug en weer tot op die grond. En ons sal sien dat God het 'n bepaalde wet in sy woord van ons gegee. En sonde is sonde. Sonde se gevolge verskil. Dis verseker so. Sekere sonde het geringe gevolge en ander het geweldige ingrypende gevolge, maar sonde bly sonde. En vriende, aan die einde van tyd sal die enkel grootste sonde van alles wees, die verwerping van God, wat Christus gestuur het om vir jou sonde aan die kruis te betaal. Dit sal die grootste sonde wees, en die woorde van Christus sal wees, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Daarom, vanmôre se boodskap begin ek met die gedagte van die sonde van Sodom en Gomorra, dat u sal sien, dis nie 'n fout wat hulle begaan het nie. Dis nie iets wat hulle per abuis gedoen het, of 'n alternatiewe leefstyl wat hulle verkies het, bo dit wat God vir hulle geplaas het in die woord nie. Dis mense wat in direkte rebellie teenoor God opgestaan het, en geweier het om die vergifnis, wat daar vir hulle beskikbaar was, te aanvaar. Jy sien, die gedagte is eenvoudig, wat ook al die sonde, waarin ek en jy vanmôre vasgedraai is, en ons het vanmôre die lys genoem, en miskien is die sonde nie in daardie lys nie, is miskien verder, is miskien 'n ander tipe sonde. Wat ook al die sonde waarin jy vanmôre vasgedraai is, Jesus Christus is die oplossing, en hy is die oplosser. Hoor nou, nie om jou beter te laat voel oor jou sonde nie, maar om jou daarvan vry te maak. Kom ek lees vir u wat staan in die Bybel, 1 Johannes 3 vers 5. En julle weet dat hy verskyn het, dis Christus, om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Hierdie gedagte van hy wat die sonde doen, as jou lewe in 'n patroon van sonde vasgevang is, sê die Bybel, kan jy nie 'n kind van God wees nie. Hy wat sonde in sy lewe akkommodeer, wat dit aanhoudend doen, wat hierdie sonde lief het, wat in hierdie sonde leef, die Bybel sê vir ons, so iemand is hy die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. En dan, vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Watter sonde is daar vanmôre wat heers op hierdie aarde, waarvoor Christus nie vergifnis en verlossing kom bewerk het nie? Noem vir my die sonde. Daar is geen sonde waarvoor Christus nie oplossing, vergifnis kan gee nie. Vriende, die Bybel is baie duidelik vir ons, dat die woord van die Here, die bron van waarheid is, waaruit ons moet leer, wat is reg en verkeerd, om ook te sien dat Christus vir ons hierdie oplossing in sy woord kom bied. Die Bybel sê vir ons die hele skrif, die Bybelboek soos ons dit het,
die 66 kanonieke boeke. Die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. So hierdie Bybelboek gee vir ons al die inligting wat ons nodig het, om te sien wat sonde is, en om sonde te oorkom in die naam van die Here. Die Hebreërskrywer sê dit so mooi, want die woord van God is lewend. As jy die Bybelboek lees en jy sê, what a boring book, dan wil ek vir jou sê, kom uit by die outeur. Kom uit by die een wat die Bybel vir jou gegee het. God self, deur sy gees het hy skrywers geïnspireer. Dan gaan jy voor daar die Bybelboek sit en jy gaan sê, wow, ek het nie geweet, dit staan in die Bybel nie, en ek kan nie wag vir die volgende gedeelte wat ek kan lees nie, want God se woord is lewend. Dis nie 'n dooie boek nie. Dis nie 'n Shakespeare nie. Dis nie iets wat uitgedateer raak nie. Dis nie iets wat op die rak kan bly staan en dit raak my siel nie elke keer as ek dit lees nie. Die woord van God is lewend. Dis kragtig. Dis skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar. 'n Beoordelaar. Wat doen 'n beoordelaar? Hy beoordeel. As die rugbywedstryd is daar 'n skynsregter, of as by 'n cricketwedstryd is, of wanneer dit iemand is wat iets beoordeel, of iets moet op die einde van die dag waardeer, is daar 'n beoordeling wat plaasvind. In die Bybel sê God se woord kom, hy stel my hart op die proef, en hy beoordeel my hart, en my gedagtes. En nou sê vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hierdie week waar jy in jou kamer was, in die donkerte van jou kamer, voor jou rekenaar, waar jy miskien een of ander speletjie gespeel het, of na iets gekyk het, was God daar. Oop en bloot voor sy aangesig. Op pad werk toe, waar jy miskien gepraat het met iemand, of in jou gedagtes iets bedink het. Waar ook al, God was daar, hy is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons hart, en dit maak my bang. Dit maak jou bang. Waarom? En die Bybel sê hierdie God gaan oordeel. Dit wat in die verborgene, en dit wat in die lig gedoen is. Daarom het ons nodig om vanmôre te hoor, dat hy die God is, wat die sonde van Sodom en Gomorra gesien het, en hierdie sonde geoordeel het. En ek gaan vanmôre 'n paar gedagtes hanteer. Vergeet van die tyd, daar's nie sonnaskool nie. Die kerel sal kook op sy tyd, en wanneer ek die vletjie hoor van die kerel, weet ek, daar's nog 'n halfuur oor voor ek amen hoef te sê. Ons gaan kyk wat sê die Bybel oor homoseksualisme. Ons praat oor die sonde van Sodom en Gomorra. Ons gaan vanmôre sien dat hierdie sonde, die sonde van homoseksualisme was. Dis nie dat ons een sonde uitlig en sê, hierdie sonde is erger as die ander sonde nie. Luister, elke sonde is 'n sonde voor God, verskillende gevolge, maar Genesis 18 en 19 praat van die sonde van homoseksualisme, en ons gaan daaroor praat. Wat sê die Bybel daaroor? Tweede gedagte wat ons vanmôre na gaan kyk, is dit nie veroordelend en liefdeloos as ons 'n Bybelse standpunt huldig nie. Wat van die wetenskapse bevindings? Is homoseksualisme dan nie geneties van aard nie? Waarom al die bohaai? Laat die mense begaan, tye verander, en mense ook. Maar God se woord bly dieselfde. Vyfde, waarom is een van die grootste kerke in Suid-Afrika pro-homoseksualisme en verdedig dit self? En wat moet ons optrede wees as kerk van Jesus? Ons gaan dit volgende week na kyk. So, jy moet nou nie moed verloor nie. Is 5 korterige, langerige, middelslagpunte. Ek wil begin deur vir u te sê wat oom MacArthur sê. U sien, hy skryf in een van sy boeke, hy sê, just as organizations have rules, their members must follow. God has standards. Christians must live by. Hierdie is 'n kerk. En vriende, as jy ongemaklik voel oor hierdie boodskap, en jy sê, ek wil nie meer so toe gaan nie, want hierdie mense oordeel ander mense, dan kan ek jou nie keer om te gaan nie. Maar hierdie kerk, en hierdie gemeente, is geroep deur God om sy standaard vir u vanmôre te stel. En as God sê, dat die sonde van Sodom en Gomorra was die sonde van homoseksualisme, dan moet ek dit as getroue herder van die gemeente aan u kommunikeer met die gebed, dat u sal sien, ons doen dit nie liefdeloos nie.
Maar daar is in ons harte begeerd, en u gaan dit volgende week in die boodskap sien, deel 2. Daar is die begeerte dat hierdie mense ook uit die duisternis by die wonderbare lig van Christus sal uitkom. So kom ons val dadelik weg. Wat sê die Bybel oor homoseksualisme? Wat was die sonde van Sodom en Gomorra? Kom ek lees vir u. Genesis 19 vers 14 of vers 4. Jy onthou die man het nou in Sodom en Gomorra gekom, hierdie engele wat saam met Abraham en Christus daar geëet het. Christus en Abraham is daar om te kyk oor Sodom en Gomorra. Die Bybel sê die engele het na die stad gegaan om vir Lot en sy gesin uit te lei. En die Bybel sê dat hierdie man het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Nou die meeste mense wat verval in homoseksualisme sê, hierdie woordjie beken het niks te doen met gemeenskap nie. Niks te doen met geslagsgemeenskap nie. Nou ek weet nie, ek het probeer lees, hulle het nie gesê, kom ons speel onder handjieklap, of vrot eier, of iets nie, hulle het gesê, bring hulle uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit, voor die ingang en sluit die deur agter hom toe, hoor nou, en sê my broers, hierdie vers is vir my een van die skokkendste verse in die Bybel. My broers, moet tog nie kwaad doen nie, kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. As die Nuwe Testament nie vir my gesê dat Lot 'n regverdige man was nie, het ek vir u gesê, sou ek dit nie kon glo nie. Dat jy ooit so gedagte kon bedink om jou eie dogters vir hierdie klomp hooligans te gee, om te maak met hulle wat hulle wil. Maar dieselfde woordjie beken kom voor in vers 5, en dieselfde woordjie kom voor in vers 8. Kom ons kyk, wat beteken dit? Die woordjie beken word as volg gebruik en vertaal. In die American Standard Version staan daar, where are the men who came to your house this night? Send them out to us so that we may take our pleasure with them. En dan sê die Christian English Version, where are your visitors? Send them out so we can have sex with them. Nou, ek wil vra dat u nie sal dink dat hierdie boodskap vanmôre miskien te veel is vir ons kleiner kindertjies nie. Hulle weet meer van hierdie goed as wat ek en jy dink. Daarom het ons nodig om te waarsku wat ons kleintjies op skool word geïndoktrineer. Daai seentjie is maar net anderste. Jesus het hom so geskape en wees lief vir hom soos hy is. Die woordjie beken hier en die sonde waaroor die Here Sodom en Gomorra vernietig het, was oor die feit dat hierdie mense in Sodom en Gomorra met hierdie boosheid besig was. Mans het met mans gemeenskap gehad, sê die Bybel. Ek lees vir u wat sê die nuwe vertaling, die 1983 vertaling. Genesis 19 vers 5, bring hulle uit na ons toe. Ons wil geslagsgemeenskap met hulle hê. So die woordjie beken is nie onder handjieklap nie, is nie vrot eier nie. Dis nie een of ander iets wat mense vandag daarvan wil maak nie. Dit gaan oor hierdie sonde van seksuele gemeenskap, man teenoor man, en God verbied dit in sy woord. So wat sê die Bybel oor homoseksualisme? Ons gaan vanmôre verder kyk daarna. Genesis 4:17 gee vir ons 'n baie mooi beskrywing van die woordjie beken. En Kain het sy vrou beken. Sy het swanger geword en Henog gebaar. So beken, daar is geen onduidelikheid in die Bybel daaroor nie. Dis 'n sonde, dis geslagsgemeenskap tussen 2 mans en God haat dit. Soos hy enige ander sonde haat hy ook hierdie sonde. Daarom moet die kerk van die Here Jesus die wagter op Sionsmuur wees, wat die waarskuwing uitbasuin, dat ons in die dag en tyd, waar hierdie goed net aanvaar word, die basuin hard en duidelik blaas, dat God ook genadig en barmhartig sal wees oor mense. Levitikus 18:22 sê, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê, soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. Ek wil nie vra dat ons as kerk van Jesus ook nie sal verval in om name te noem vir hierdie mense. Skelname, goed vir hulle toevoeg, wat die Bybel ook nie vir ons gee nie.
Hierdie sonde is 'n gruwel voor die Here, verseker. Daarom moet ons vanmôre waarskuwend optree. Die Good News Bible sê, no man is to have sexual relations with another man. God hates that. En ek wil vir julle sê, vriende, moenie dink omdat God sekere dinge toelaat vir 'n bepaalde tyd, dat God hierdie goed nie gaan straf nie. Hierdie mense alleen lewe in van die geweldigste ongemaklike omstandighede en situasies binne hulle self. Van die wreedste moorde in die wêreld word gepleeg deur mense wat in hierdie sonde vasgevang is. Gaan lees die statistieke, gaan lees dit wat ondersoek word. As hulle 'n liggaam vind met 17 of 18 of 20 steekwonde, is die eerste ding wat hulle kyk, was hierdie persoon nie in 'n seksuele verhouding met 'n man of 'n vrou, as 'n man was met 'n man, 'n vrou met 'n vrou nie. Jy moet tog nie dink hulle is so gelukkig soos hulle lyk in hulle sonde nie, want God sal nooit vrede en geluk bring in die hart van hulle wat met sonde vasgevang is nie. Die nuwe vertaling sê jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dis 'n afstootlike sonde. Ons gaan nou daarby kom. Die NG Kerk in Suid-Afrika gebruik die 83 vertaling Bybel. Hulle eie Bybel sê, wat hulle vertaal het, jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Tog orden hulle predikante in hulle kerk wat homoseksuele is. Hoe 'n mens die Bybel so kan verdraai, weet ek nie, ek verstaan nie. Al wat ek vanmôre net sê, ons is nie hier oor 'n kerk te praat, ek is hier om vir u te sê, die kerk het die verantwoordelikheid om die Bybel te verklaar. Wat sê die Bybel oor homoseksualisme? Dis 'n afstootlike sonde voor die Here. Levitikus 20 vers 13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. Het jy al gedink as 'n homoseksueel gedood moet word vir sy sonde, hoe vinnig sal hierdie, ek wil amper sê hierdie nuwe trend verdwyn? Hoe vinnig sal al die kasdeure toeslaan? Want almal klim uit die kas uit deesdae, né? Die kasdeure sal vinnig toeslaan as die eerste ou met klippe doodgegooi word. Dink mooi wat ek vir u sê. Ons moet dink aan die werklikheid van God se woord. Die nuwe vertaling sê 2 mans wat homoseksueel verkeer doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Ek en jy verdien die dood vir ons sonde. 'n Homoseksueel verdien die dood vir sy sonde. Daarom het Christus kom sterwe. Dit is die boodskap wat ons vir u gaan bring volgende week. Daar's ook verlossing en redding vir mense wat in hierdie sonde vasgevang is. 1 Korintiërs 6:9. Of weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Meeste mense sê vir ons, man, hierdie goed staan net in die Ou Testament. Die Nuwe Testament sê niks daaroor nie. Ek lees vir u 1 Korintiërs 6:9, dan lees ek vir u wat sê die nuwe vertaling oor hierdie vers. Die nuwe vertaling wat die deursnee kerk vandag gebruik. 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie julle self mislei nie, geen onsedelikes of afgodedienaars of egbreekers of mense wat homoseksualiteit beoefen sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Dis nie Berea Christen Gemeente se standpunt alleen nie, dit is die standpunt van die Bybel wat ons handhaaf. Want elke organisasie het reëls, het regulasies en God se woord is ons reëlboek. En daarvolgens moet ons inval. Ek glo u is oortuig, ek kan vir u nog baie verse gee, maar ek dink dit is genoegsaam, u is welkom om selfstudie te doen. Die sonde van Sodom en Gomorra was homoseksualisme, die Bybel sê homoseksualisme is verkeerd, dis 'n sonde. Die tweede gedagte, is ons nie veroordelend en liefdeloos as ons so standpunt huldig nie. Dat homoseksualiste of homoseksualisme verkeerd is en homoseksuele persone God se oordeel tegemoet sal gaan. Vriende, die gunsteling troefkaart deur al die eeue is dat mense emosies gebruik, sentiment, skuldgevoelens, om wat verkeerd is reg te laat klink en aanvaarbaar te maak. Ek wil vir u baie duidelik sê, ons oordeel nie. God se woord vel die oordeel en ons preek God se woord. Dis die standaard. As die wet vir jou sê jy mag nie 100 ry in hierdie bepaalde gebied nie, dis 'n 60 sone en jy ry 100, kan jy gaan stry soos jy wil, jy gaan of toegesluit word of jy gaan die boete betaal. Dis die wet. Jy kan stry soos jy wil,
Ook in Suid-Afrika is daar ietsie onder die tafel gewoonlik, maar dis die beginsel wat ek vir u probeer deurgee. 'n Wet is 'n wet, en ons moet die wet nakom. God se woord is sy woord, en ons moet dit verkondig. Die baie bekende gedeelte, ek gaan dit vanmôre gou vir u verklaar, gaan poog om dit in 2 of 3 minute te doen, maar die vers wat die meeste mense gebruik, wanneer dit kom by homoseksualisme, is hierdie gedagte van, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Baie interessant is, as iemand by 'n ander ou se maatskappy steel, en as 'n paar miljoen weg, dan hou hulle nie van hierdie vers nie. Dan wil hulle hê die polisie moet kom toesluit, en die gereg moet sy gang gaan. Of as iemand se familie vermoor word, of daar is een of ander iets wat gebeur het, dan is hierdie vers glad nie van toepassing nie. Maar wanneer het kom by die sonde van homoseksualisme, wil almal spring na hierdie vers om te sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Wat met die oordeel waarmee julle oordeel, as julle net die konteks raak sien, gaan julle klaar verstaan wat ek wil sê, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal jy vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe, om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefeinste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien, om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle toe kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle ken. Die eenvoudige antwoord hier is, ek kan nie iemand beoordeel en sê, jy mag nie 'n homoseksueel wees, die God gaan jou oordeel. Intussentyd is ek een. Jy moenie steel nie, maar ek steel. My hand is in die koffer. Jy moenie lieg nie, maar ek lieg van die môre tot die aand, en soos dit vir my gepas is, lieg ek. Moenie toornig word nie, maar ek is die ou wat vuis wys op die pad, en ek ry mense van die pad af, en ek klap 'n ou teen 'n oor, en doen allerhande snaakse goed. Dis wat die gedeelte sê. Moenie staan en sê, luister, moenie dit doen nie, en jy self is skuldig, en jy's in die praktyk om dit te doen nie. Dr. MacArthur, ek haal hom weer aan, hy skryf, hy sê, as the context reveals, this does not prohibit all types of judging. There is a righteous kind of judgment we are supposed to exercise with careful discernment. Hypocritical and self-righteous judgment are forbidden, but in order to fulfill the commandments that follow, it is necessary to discern and to judge. Jy en ek oordeel ons kinders. Kalfyn moet dit nie doen nie. Wat doen ek? Ek oordeel. Ek sê vir hom, dit wat jy nou doen is verkeerd. Pa, wie sê dit is verkeerd? God sê dit is verkeerd. Ek is die gesag in die huis, en jy doen nie wat die Here sê nie, en ook nie wat ek sê nie, want die Here het my aangestel. So maklik, so eenvoudig soos dit. In ons samelewing is almal 'n wet vir hulle self. Jy is te bang om jou neus by die huis uit te sit. Want almal maak soos hulle goed dink. 'n goddelose, wettelose samelewing. Die Bybel is nie 'n boek wat vir ons sê, maak elkeen wat jy wil nie. God het sy standaard. 1 Korintiërs 11:31, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Mense sê dis liefdeloos om iemand te oordeel wat met sonde besig is. Kom ons sluit ander sonde daarby in. Ou wat hom vergryp aan drank, ou wat hom vergryp aan 'n ander man se vrou, voorhuwelikse seks, allerhande boosheid waarmee mense besig is. Tyd wat hulle wan spandeer en allerlei goeters. Julle is liefdeloos as julle daaroor praat. Luister, dit is juis iets liefdevols. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 13:4. Die liefde is lankmoedig, moet dit nie vergeet nie. Ons moet lankmoedig wees teenoor die sondaars, want ons was ook eens sondaars. Uit genade gered, sondig ons baie keer nog steeds. God is lankmoedig teenoor ons moet lankmoedig wees teenoor die sondaar, maar ons moet ook bereid wees om die waarheid te spreek. Die liefde is vriendelik. Luister, ek moet bely, ek het in my lewe al mislike kinders van die Here teëgekom. En ek was een van hulle aan die begin. Want die standaard is so. Luister, jy moet hoor wat God sê. Ek worry nie oor my sonde nie. Ek gee nie om oor wat ek doen nie. Hierdie een moet nou hoor wat ek vir hom wil sê. Geen vriendelikheid, geen liefde van Christus nie. Luister, die liefde is lankmoedig en vriendelik, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Vers 6 is belangrik, met alles wat ons vooraf gesê het, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. As jy werklik lief is vir iemand, sal jy genoeg omgee vir hulle siele, dat hulle nie eendag in die hel
beland nie. Gister het ons gebraai. Wat jy nou nie jaloers maak om vir jy sê wat ons gebraai het nie. Maar het was lekker ribs. Dit was vark vir jy wat nie vark eet, jy vergewe my. Dat so saties en so paar hoenderboukies vir my vrou. Nee? Maar toe ek by daai vuur staan en ek krap hom so oop en daai geweldige hitte slaan so op, toe dink ek spesifiek aan God se hel. Ek dink myself, hoe verskriklik moet dit wees om vir ewig God se oordeel tegemoet te gaan. Gaan ek en jy liefdeloos wees om vir 'n sondaar in sy sonde te los en om nie te waarsku nie? Mag dit ver van ons wees om die sondaar net te laat begaan. Mag ons genade vind om die sondaar op te roep, om hom te bekeer tot God, want ek gaan nie eendag iemand oordeel nie, die Here self gaan hulle oordeel. As ons die ritsonde sien wat die Bybel saam met homoseksualisme lys in 1 Korintiërs 6:10, die Bybel praat van hoereerders, afgode dienaars, egbrekers, wellustelinge, diewe, gierigaards, dronkaard, kwaadsprekers, rowers, dan sien ons dat God die oordeel vel in sy woord en dat ons sonde moet beoordeel aan die hand van sy ewige woord. Vriende, die derde gedagte vanmôre. Mense vra wanneer dit kom by die sonde van Sodom en Gomorra, die sonde van homoseksualisme, vra hulle die vraag, en glo my, ek is gekonfronteer daardeur, wat van die wetenskapse bevindings? Is homoseksualisme dan nie geneties van aard nie? Jy weet ons genetika? Hoe dikwels sê ons, man, my pa was 'n van 'n merwe, en so het hy gesterwe. En ek is 'n van 'n merwe, en so sal ek sterwe. En dan maak ek die volgende kaasel oop, en ek drink hom, en ek gooi die dubbel brandewyn en coke, want pa was so, en ek is so, ek kan nie help nie, dis in die bloedlyn oorgedra, en ek moet nou maar net op die einde van die dag die bullet byt, en ek hoop maar vir die beste aan die einde van my lewe. Of dit kom by sekere gedragspatrone, of dit kom op die einde van die dag by een of ander afwyking, en ons wil teruggaan in die geslagte, en jy moet tog nie na al hierdie mense luister wat bloedlynvloeke wil breek, en al hierdie snert van ons tyd nie. Dis mense wat nie voorberei nie. Dan sê hulle, as 'n bloedlynvloek in jou familie, dan sê ek, breek hom. En 20 jaar later is nog steeds die bloedlynvloek wat die skuld kry, maar mense wil nie bekeer van hulle sonde nie. Hou op vir mense in die verlede die skuld gee, en deel met jou sonde, soos ek met my sonde moet deel. Maar die gedagte is dit wetenskaplik bewys dat homoseksualisme geneties van aard is. Gary Bates en Lita Kousner skryf in hulle boek Gay Marriage, Right or Wrong, die volgende. There is a lot of misinformation about what causes someone to be homosexual. Lobby groups often claim that homosexuals are born this way and that orientation may even have a genetic basis, but there is little to no basis for either of these claims. Vandag hoor jy al hoe meer, jy lees al hoe meer in tydskrifte, jy lees al hoe meer in koerante en op die sosiale media dat dit geneties van aard is. Ek is so gebore en daarom leef ek my potensiaal net uit. En ek wil vir vanmôre sê ons moet onthou, sonde kan nie hergedefinieer word nie. Sonde kan nie ligter gemaak word nie. Sonde, sê God, is sonde, is om sy volmaakte wette oortree. Nou een van die mense wat die homoseksuele gemeenskap voorhou as 'n gesagvol om te bewys dat homoseksualisme is geneties van aard, is die neurofisioloog Dr. Simon Levy. Hy sê self, we have not found the gene which we do not think exists for sexual orientation. There will never be a test that will say for certain whether a child will be gay. We know that for certain. Ek het daaroor gepraat, oor die sielkunde in die Bybel, oor die ouens wat sê daar's 'n chemiese wanbalans. Moet tog nie glo dat daar 'n chemiese wanbalans is nie. Daar's geen ou in die wêreld wat 'n chemiese wanbalans kan bewys nie. Hoor wat ek vandag vir u sê, dit is feite. Gaan luister na die wetenskaplikes en die ouens wat werklik hierdie goed ondersoek. Moenie luister na wat die wêreld sê nie, want hulle sê vir ons, die aarde het uit niks ontstaan nie. Spontaan nogal. En oor miljoene jare het hierdie niks baie geword. Soveel so dat ons vandag hier is. En 'n ander groep sê daar was 'n groot ontploffing. En uit die ontploffing toe kom al die orde wat ons vandag het. Dis die dwaasheid van die wêreld wat ons vandag mee te doen het. Vriende, kom ons kyk wat sê hierdie man verder. Hy sê it is important to stress what I didn't find.
I did not prove that homosexuality is genetic or find a genetic cause for being gay. I didn't show that gay men are born that way. The most common mistake people make is interpreting my work. Nor did I locate a gay center in the brain. Time and time again, I have been described as someone who proved, dan sit hy in aanhalingstekens siek, that homosexuality is genetic. I did not. Dis een van die ouens wat hulle graag wil aanhaal om dit te sê. Die gedagte vanmôre sê die wetenskap vir ons, dat gay persone so gebore word, dat dit geneties oordraagbaar is. Dr. Kinsey sê, die genetiese teorie van homoseksualiteit word vandag grootliks verwerp. Geen ernstige wetenskaplike sal dit oorweeg dat 'n eenvoudige oorsaak-gevolg verband bestaan nie. En ek gaan nie vir die alles lees nie. Daar is Dr. John Mooney. Geen kromosoomverskille is tussen homoseksuele proefpersone en heteroseksuele gevind nie. U kan gaan lees wat sê hier die professor John DeSecco van San Francisco. Die gedagte dat mense met seksuele gedrag aangebore word, is eenvoudig dom. En jy kan gaan lees, ek gaan nie alles vir u lees nie. Dr. Clifford Allen sê, geen ondersoek wat op enige terrein gedoen is, dui op 'n organiese basis vir homoseksualiteit nie, ongeag of dit fisiek, chemies, cellulêr, mikroskopies of makroskopies is. Homoseksualisme, vriende, is 'n aangeleerde gedragspatroon. Die Bybel noem dit sonde. Dis waarby ek vanmôre wil stil staan. Die Bybel noem dit sonde. Onlangs 'n studie bevestig die saak. Dis bietjie klein gedruk daar, maar ek hoop almal kan dit sien. 'n Studie is gedoen deur die Family Research Institute van Amerika onder homoseksuele mans en vroue, en daar is bevind dat 32% van gays en 52% lesbiese vrouens hulle seksuele voorkeur ten minste al 3 keer verander het, sommige selfs 5 keer. Nou as iets geneties van aard is, kan dit verander word. Verseker nie, kom ons gee vir u 'n praktiese voorbeeld. Down-syndroom is 'n genetiese afwyking. Nou as jy Down-syndroom gebore word, kan jy tog nie besluit ek wil dit verander of nie verander nie. Jy word so gebore. God skaap jou so vir 'n bepaalde doel, en hy het 'n doel met jou lewe. Jy is nie 'n minderwaardige persoon nie, inteendeel. Die Bybel sê God het jou geskape vir daardie bepaalde doel. Vriende, dit staan ongelukkig vas dat jy nie 'n genetiese afwyking kan verander nie. Tog sê hierdie mense dat homoseksualisme is geneties van aard, en tog verander hulle dit soos en wanneer hulle wil. En dan 'n baie interessante statistiek wat ek gesien het. Hulle probeer deur propaganda leuns versprei dat soos 10% van alle volkere homoseksueel is. Dit terwyl 'n intensiewe studie in Brittanje getoon het dat net so wat 0,4% van mans gay of homoseksueel is. Waarom klink dit vandag of elke tweede ou homoseksueel is? Propaganda. Die regte ouens word geskuif in by die media, by sekere van die ouens wat die nuus versprei op sosiale platforms, word hulle baie geleentheid gegee om te praat. So wat ek vanmôre vir u probeer sê, dis nie wetenskaplik bewysbaar nie, en is nie geneties oordraagbaar nie. Waarom al die bohaai? Gee my nog iets op 'n paar minute, moenie 'n bohaai maak nie. Net 'n paar minute nog, dan is ek klaar. Waarom al die bohaai? Laat die mense begaan. Tye verander en mense daarby. Ek hoop nie hier is een van hulle nie. Ek wil vir u sê, ek kry hoeveel oupas en oumas wat hand en tand beklei het teenoor homoseksualisme, en dan het hulle ou bloetjie besluit dat die Here hom anders te geskaap het. Dis nie meer 'n seentjie nie, hy's nou 'n dogtertjie. En dan is hulle so lief vir hom, en hulle gaan deur die proses van verandering, en daardie kind se siel is stikkend. En op 'n stadium aan hierdie verandering omtrent klaar is, besef hy, maar luister, ek het 'n fout van my lewe gemaak. En daar is nie 'n trirad by hierdie veranderinge wat mense aanbring in hulle liggame nie. Daarom wil ek vir u sê, daar is 'n bohaai wat ons daaroor moet maak, want u sien God verander nie. Vriende, die bohaai gaan oor ons bekommernis, dat mense wat hierdie kerk en die samelewing mislei word, die ewige poel van vuur tegemoet gaan sonder God en hoop, as ons hulle nie waarsku nie. Het jy al gedink daar by jouself, as jy by 'n hek wag staan, en
Die mense stop daar en hulle sê vir jou, luister, ek wil deurgaan, jy sê, jy kan nie deurgaan nie, hier's 'n geweldige sinkgat, 'n afgrond van omtrent 300 meter, as jy deurgaan, gaan jy verongeluk, en die ou sê, staan uit my pad uit, ek wil ry, jy sê, jy kan nie ry nie, jy gaan verongeluk, en hierdie ou gaan nog steeds voort, en is by die afgrond af, het jy daarom iets gedoen, het jy 'n poging aangewend, ja, en dis wat ons doen, ons is hier die wagters, by die poorte van die hel, en ons probeer vir mense sê, pas op, dat jy nie aangaan met jou sonde nie. Daar is 'n oordeel van God wat sal kom. En hoor wat sê Jesegiel 33 vers 8. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Ons is vandag so liefdevol, dat ons almal in hulle sonde laat begaan, want ons is bang vir konfrontasie. Die Here sê, hy sal daai sondaar se siel van jou hand en my hand eis. Die Bybel sê, maar as jy die goddelose waarsku, vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, hy ry deur die hek, en hy ry by die afgrond af, en hy is dood, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Sê vir hulle vers 11, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Ek sien onlangs op sosiale media, en dit was in die koerante ook gewees, waar 'n homoseksuele paartjie nou as predikantspaar in 'n gereformeerde kerk bevestig is, as die nuwe predikantspaar. En die klomp gebrabbel van die predikante daar, om hulle alternatiewe leefstyl te aanvaar, en na die tyd is haar hande opgelê vir hulle, deur 20 predikante, wat teenwoordig was, en die seën van die Here is afgebid oor hulle bediening. En ons vra nog, waarom gaan dit in Suid-Afrika, soos dit gaan? Ons bal die vuis na God, en ons sterg hom, en ons laster hom, en binne sy kerk maak ons wat ons wil. En mense sê, laat hulle begaan. Waarom al die bohaai? As die mense in die gemeente hulle so aanvaar, hoekom nie ons nie? Want die Bybel sê, ons kan dit nie doen nie. Die bohaai is omdat dit buite God se orde is. Die Here sê in Genesis 1:27, man en vrou. Hoor wat sê die Here vir die man en vrou, wees vrugbaar en vermeerder. Ek het nog nooit gehoor van 'n gay persoon wat gekraam het nie. Ek is baie ernstig oor dit. Ons sê dis geneties van aard, God het hulle so geskape, dis die bloudruk van hulle lewe, dis wie hulle is. En God gee hulle nie geleentheid om ook te kraam, en ook 'n ou kindjie te hê, in hierdie verhouding wat hulle sien, as deur God geïmplementeer nie. Ons spot, ons laster die God van die Bybel. Waarom? Omdat ons dwaas geword het in ons oorlegginge en ons gedagtes van ons hart. As God homoseksuele so gemaak het, is hy daarom uiters wreed, dat hy nie ook aan hulle die vermoë gegee het, om te vermeerder deur geslagsgemeenskap, bevrugting en voorplanting nie. Waarom kan hulle nie? Omdat God dit nie so bedoel het nie, is buite sy orde. Een man, een vrou. Adam, Eva. Waarom die bohaai? Omdat die aanvaarding daarvan poog om die fondasie waarop die kerk gebou is te vernietig. Jy sien, die samelewing wil hê die kerk moet aanpassings maak, terwyl die kerk onder die gesag van Christus staan. Hy is die hoof van die kerk, nie ek nie. Ek preek maar net Sondag vir u. Ek is 'n dienskneg van die opperheer, Christus, hy is die opperherder. Die kerk bou sy fondasie, vriende, is die Sola Scriptura, die skrif alleen. U sal dit sien op hierdie bord hier regs. Dit is die geloof alleen, sola fide, sola gratia genade alleen, sola Christu Christus alleen, en sola Deo Gloria alleen, tot eer van God, en tot eer van hom alleen. Dis waarop die kerk se fondasie berus. Daarom praat ons met u vanmôre daaroor. Die sonde van Sodom en Gomorra was die sonde van homoseksualisme. Daarom het God hierdie stad verwoes, vuur en swavel uit die hemel laat reën. En ek is nou klaar. Laaste punt, ek gaan nou amper amen sê. Hou die asem op, nie tot ek amen sê nie, asseblief. Want dan is die probleem, groot probleme. Kyk, waarom is een van die grootste kerke in Suid-Afrika pro-homoseksualisme? En u weet wat se kerk praat ek van vanmôre.
Dis nie net die Nederduitse gereformeerde kerk nie, maar baie ander kerke wat nou aanpas en sê, maar kom ons verdraai die mense, kom ons skryf dit in ons kerk in, kom ons trou hulle. So dit solank hulle by mekaar bly, een man vir een man en een vrou vir een vrou. Waarom is die grootste kerk in Suid-Afrika aan kerke pro-homoseksualisme en verdedig dit selfs? Ek het baie daaroor gedink en wil ek het vanmôre sê, en ek sê dit vir u met baie versigtigheid, maar as ek die skrif bestudeer, is daar baie waarheid wat na vore kom in dit wat die skrif vir my leer. U sien na baie lang besinning oor die gedagte en 'n noukeurige studie van God se woord, kan ek maar net op een antwoord kom, omdat God se oordeel oor die kerk gekom het. Dis harde woorde, maar luister net wat sê die Bybel, nie wat sê ek nie. Luister wat sê die Bybel. Romeine 1 vers 18 sê, want die toorn van God, word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat aan ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Die meeste mense wat aan homoseksualisme vasgevang is, weet dis sonde. Hoor wat ek sê? Hulle gewete sê dit vir hulle, die natuur sê dit vir hulle, God se woord sê dit vir hulle. Hulle weier net, hulle onderdruk dit. Hulle druk dit af. Ek sal nie luister nie, ek gaan doen wat ek wil. I will do it my way. Okay. Jy moet dit nou nie vir jou vrou hierdie week sing wanneer sy haar koers inslaan nie, né? Doe hom net vir jou gepreek Sondag. Okay. Van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Lees saam met my, vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Jy kan nie eendag voor God se troon onkunde pleit nie. Onkunde van die wet is geen verskoning nie. So het ek geleer toe ek gestudeer het in die regte. Onkunde van die wet is geen verskoning nie. Jy kan nie vir die edelagbare sê edelagbare, ek het nie geweet hierdie ding is verkeerd nie. Dan kan hy vir jou sê, maar hoor hierso, nou leer ek dit vir jou. En daar is vir jou 'n plek geboek in 'n sel. Weet nie of jy daai sel Kentucky gaan bedien nie, maar daar gaan 'n sel vir jou wees. Jy weet mos hoe gaan dit in Suid-Afrika. Vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Wat is God se oordeel oor mense wat die waarheid bly onderdruk? Jaar in en jaar uit bly hulle die waarheid onderdruk. Wat doen die Here? Die Bybel sê, die Here gee hulle oor aan hulle sonde, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het, vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. En ek gaan nie nou amen lees nie, want dan dink jy ons is klaar, en dan wil u gaan, so vergeet van daai amen eers. Vers 26. Daarom het God hulle oorgegee, aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander, en die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En nou kom ons by die antwoord uit oor waarom ek sê die oordeel is oor hierdie kerke wat hierdie sonde aanvaar. Vers 28, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring gee aan en skenk aan die wat dit doen. Luister, jy kan vanmôre sê, ek is nie homoseksueel nie. As jy jou goedkeuring skenk aan hulle wat dit doen, is jy een met hulle. Is jy saam met hulle. Is dieselfde oordeel van God oor jou, soos oor hulle. Ek het vir u gesê, ons kan sonde nie akkommodeer nie. Ons moet in liefde die waarheid praat. Maar ook hierdie waarheid vir mense gee, dat God gee mense oor. As hulle bly die waarheid onderdruk, aan hierdie boosheid, en hulle lewens word vernietig. 2 Tessalonisense 2 vers 11, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie,
maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hoe kan 'n professor by 'n kweekskool vir sy studente leer dat homoseksualisme is nie sonde nie, God het ons so geskape, kom ons wees lief vir mekaar in hierdie breë verwysing van God se liefde. Kom ons orden jou as predikant, bring jou predikantsmaatjie saam. Ek wonder hoe noem hulle dit, dominee en? Timoteus 4 vers 3, ek wonder altyd oor hierdie goed, want is dominee mevrou of Gerard en Ethel. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Want u weet waarom die kerke allerhande sondes akkommodeer vandag. Van saambleiery, van dronkenskap, egbreek, van dobbelary. Ek het onlangs 'n verslag van 'n kerk gelees waar hulle mense aanmoedig om met wysheid te dobbel. Dis die nuwe verslag wat die synode saamgestel het. Jy moet net wys wees. As jy vasbrand, maak 'n lening by die kerk. Teen 30% rente. Dit was nie in die verslag nie. Ek probeer nou 'n bietjie oordryf. Maar die Bybel sê vir ons, hulle sal hulle wend tot fabels. Waarom versamel ons leraars? Want ons is lief vir sonde. Ek het begin met sonde. Ons is lief vir sonde. Jy is lief vir sonde. Ek is lief vir sonde. Luister, ons is lief vir sonde. Daarom het ons die wedergeboorte nodig, dat God ons lewend kom maak, dat ons die sonde kan teëstaan. Dis alleen in sy krag dat ons dit sal kan doen. Anders te gaan ons ook vir ons leraars versamel, wat volgens ons eie begeerlikhede praat. Volgende week gaan ons kyk na 'n boodskap van hoop vir die homoseksuele. Maar ek wil afsluit met wat ek mee begin het, wat Dr. MacArthur gesê het. Just as organizations have rules their members must follow, God has standards Christians must live by. Handelinge 17:11, Berea Christen gemeente, dis hoe ons gestig is. Hierdie woorde staan op ons logo van ons gemeente. Handelinge 17:11, hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Ek vra jou vanmôre, moenie kwaad wees vir my nie. Moenie hier uitstap en sê, ek sal nooit weer my voete in sy kerk sit nie. Wat ek jou wil vra vanmôre, ondersoek die skrif vir jouself. Gaan doen moeite vir jouself. Gaan lees wat sê die Bybel. En kom by die gevolgtrekking uit wat gelyk staan aan die skrif as jy kind van God is. As jy nie kind van God is nie, sal hierdie boodskap vir jou 'n steen des aanstoots wees. Want ongereddes hou nie van die woordjie sonde nie. Kinders van die Here besef sonde het Christus sy lewe gekos. Daarom wil ons ook van die sonde vrygemaak nou vir die geregtigheid lewe. Ondersoek die skrif om te kyk of hierdie dinge so is. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre kom bid dat u mense wat vasgevang is in die sonde van homoseksualisme, dat u hulle in genade sal aansien en vir hulle hoop en lewe, vergifnis en genade sal skenk. Sonde bied nooit wat dit beloof nie. Sonde bring altyd hartseer, spyt, verwyte, vernietiging. O God van genade en barmhartigheid, ons bid, dat u asseblief ons harte deur u Gees sal bewaar, dat ons nie kompromieë sal aangaan en u oordeel oor ons lewe bring nie. Help ons om soos wagters op Sions mure met liefde, maar ook met erns te waarsku. En bid ons dat u in harte sal werk om siele te red en mense by die kruis uit te bring. Vader, ek loof u en ek prys u wonderlike naam. Amen.